Dr. Rulie van der Spy. Daar is een wat in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Nou ja, ek dink baie sal sê dat, ja, dit gebeur dat Jesus opstaan, dit wys dat hy opgestaan het. Maar kom ons dink 'n bietjie mooi hoe dit gewerk het. Net so terwille van die agtergrond wil ek sê, ek in 'n vertaalspan het ook hierdie gedeelte vertaal, en toe daar 'n baie interessante ding na vore gekom, dit is eintlik 'n grappie, nee, dis verlore in vertaling. Julle weet, die Johannes Peter sê, die aangehardloop dat die grafveld gaan kyk, en toe sien hulle die linne van Jesus se begrafenis daar lê, maar die linne wat om sy kop was, het een kant gelê. Nou, hulle gebruik die NIV, 'n sekere NIV vertaling, ek dink is 84 op dit, as 'n basisvertaling wat hulle lees, dan werk ons van die Grieks af verder om te sien of hulle vertaling reg is, maar hulle moet dan 'n voorvertaling hê, dit is die NIV. En die NIV in Johannes 20 vers 6 en 7 klink so. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. So daardie woord het, the cloth was folded up by itself. Het hulle toe gaan vertaal. Ek weet nie hoe verstaan jy dit nie, né? Wat beteken dit? Die cloth was folded up by itself. Ja, ek het nie eens na gedink nie. Dit was daar een kant gewees, maar dit kan ook iets anders beteken. En dit is wat my vertaalspan gedink het dit beteken, omdat dit is so hoe verhewe goddelike gebeure is, het hulle dan dit as volg vertaal. Hulle het die doek wat om sy kop was gesien, wat daar een kant gelê het, van self opgevou, sonder mense te doen. The cloth was folded up by itself. So die doek was self opgevou. God het dit gedoen, nie mense nie. Nou ja, ek dink nie dis wat dit beteken nie. Die Grieks maak het eintlik duidelik, dit was net een kant gewees, daar by homself. Dit was nie, die homself opgevou nie, dit was opgevou en een kant gelê. Ja, so gebeur dit dat baie keer sulke klein interessanthede inglip in die vertaalwêreld. Ja, vir die kinders in besonder, maar ook natuurlik vir ons groot mense, want ons wil ek die volgende vraag vra en illustrasie maak. Ons praat so van Jesus se graf, en ons praat van hoe hy opgestaan, al die dinge, maar kinders, hoe lyk die graf waar oupa en ouma begrawe is? Hoe maklik sal ons die klip kan wegvat, of wegrol, dit staan in die Bybel. Die meeste grafstene wat ek ken, het 'n groot vierkantige steen op, of 'n groot vierkantige steen bo op die lengte van die graf. En mens sou nie dit maklik kon wegrol, en miskien wegvat, maar nou ja. En ek dink nie ons as gelowiges dink altyd aan die volle konsekwensies van hoe nuwe gelowiges of kinders hierdie dinge moet verstaan nie. En as jy, ma, pa, jy moet mooi vir jou kinders verduidelik, dat die graf waarin Jesus begrawe is, nie gelyk het soos die graf waar oupa en ouma begrawe is nie. Die graf waar oupa en ouma begrawe is 'n gat in die grond. Die graf waar Jesus begrawe is soos 'n grot wat uitgehol is, soos daarin by Golden Gate, die sandsteen, né? Mens kan in die sandsteen ingrawe en 'n kamertjie maak. So die graf waarin Jesus begrawe is eintlik 'n grafkamertjie, 'n grooitjie. En daaroor het dit 'n deur gehad, en die deur was eintlik 'n ronde rots, soos 'n wiel. En daaroor moes die deur weggerol word, ja, net so terwille van die agtergrond. Maar kom ons lees Johannes 20, vers 1 tot 10. Ons skriflesing dan, Johannes 20, vers 1 tot 10, die opwekking van Jesus. En vroegoggend, op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf, en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipels vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat,
En ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoek lê. Hy het egter nie binne gegaan nie, maar Simon Petrus wat hom gevolg het. Daar aangekom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoek daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was, die doek het nie by die linnedoek gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het disipels weer huis toe gegaan. Toe dit is wat dan gebeur het. Hulle het dan gekom, gesien die graf is oop en gesien Jesus is weg. Maar nou wil ek 'n vraag vra, hoekom was die graf oop gewees? En ek dink miskien is jou eerste antwoord, soos my eerste antwoord altyd maar was, die graf se deur is oopgemaak sodat Jesus kon uitloop. Is dit wat ons glo? Is dit die waarheid? Is dit nodig? So, kom ons kyk wat skryf Matteus oor hierdie oop graf. So ons gaan nou in Matteus lees, dan sien ons hoe die graf oopgemaak is, wie dit oopgemaak het, en wanneer dit oopgemaak is. So, die wegrol van die klipdeur, hoe dit gebeur, wie dit gedoen, en wanneer is dit gedoen. So, Matteus gee vir ons hierdie inligting, wat die ander evangelies nie gee nie. So ons lees Matteus 28, vers 1 tot 2. Net daai 2 versies, Matteus 28, vers 1 en 2. Die wegrol van die klipdeur. Na die Sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Net so, die inligting is dieselfde. Maria Magdalena het gegaan en na die graf gaan kyk. En vers 2, Matteus 28 vers 2. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. So dit verduidelik Matteus vir ons, dat hy het eintlik by die graf aangekom, net die oomblik toe die graf oopgemaak is. Nou wil ek vra, was Jesus toe Maria daar aangekom het? Waar was Jesus toe Maria daar aangekom het? Was hy nog in die graf? Of was hy reeds weg? En waar het hy reeds opgestaan? Of het hy nog nie opgestaan nie? Of het hy opgestaan die oomblik toe hulle daar aankom? Ek dink ons almal weet, Jesus het reeds opgestaan. Hy was reeds weg. Maar wat het die engel dan kom doen? Nou kom ons lees ons lees weer. Kom ons kyk weer. So, die Sabbatdag, die dagbreek, op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gegaan om te kyk. En dan vers 2. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gesit. So, hulle het daar aangekom met Jesus wat al reeds opgestaan het, en toe het die engel die steen weggerol en daarop gaan sit. Nou, hoekom sou hy dit doen? En dit is dan die tema van my boodskapie, terwille van ons. Sodat ons kon sien, hy is weg, sodat ons kon sien, hy het opgestaan. Jesus het nie nodig gehad, dat die deur oopgerol moes wees vir hom nie. En dit sien ons baie duidelik in die volgende paar voorbeelde wat ek vir julle wil wys. So, die steen is weggerol terwille van ons, dat ons kon sien, Jesus het opgestaan. Nie terwille van Jesus nie, want hy het dit nie nodig gehad nie. En dit word bevestig
deur Johannes 20. Ek lees vers 19 en 20. So dit is nou die eerste verskyning van Jesus aan die disippels, aan al die disippels saam. Johannes 20 vers 19 tot 22. Dit was al laat die aand, op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. So, hulle het geglo nou dat Jesus opgestaan het, en die Jode het gedink, dit het nie gebeur, die Jode het gedink, hulle was skelm gewees, en hulle was 'n bietjie bang gewees, né? Die Romeine het ook wagte daar gestel, en nou, omdat hulle bang was, het hulle die deure gesluit. So op die eerste dag van die week, daai dag, het hulle, die Sondag, het hulle die deure gesluit en vergader. So die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan. Die deure was gesluit en Jesus het gekom en tussen hulle gaan staan. En vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle Jesus sien. So hulle was baie bly gewees, dat hulle sien, Jesus lewe nog, lewe weer. Maar, Johannes 20 vers 24 gee vir ons 'n interessante klein bietjie ander inligting. Daar so staan, Johannes 20 vers 24, 25. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vingers steek in die spykermerke en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. So, Thomas het nie geglo, dis hoekom ons hom die ongelowige Thomas noem. Thomas was nie daar nie, hy het nie vir Jesus gesien nie, en hy het nie vir die ander disippels geglo nie. Maar so 'n bietjie verder, in Johannes 20 vers 26 staan dat daar, 8 dae later, was sy disippels weer by mekaar binne, en Thomas saam met hulle, nee, hulle was weer binne by mekaar, in 'n gebou, in 'n kamer, en Thomas was saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan, en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand hier, en steek dit in my sy, en nie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat my nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. So wat het met hierdie twee geleenthede gebeur? Jesus het verskyn in hulle midde, ten spyte van die feit dat die deure gesluit was. So die geslote deur het Jesus nie gekeer nie. Daarom sê ek ook, die geslote graf het Jesus ook nie gekeer nie. Die graf was net oopgemaak, die grafsteen, die steen van die deur van die graf, was net weggerol gewees, terwille van ons, sodat ons as mense kon sien, dat Jesus opgestaan het. So, hierdie prentjie wat ons altyd het van, die klip is weggerol en Jesus het opgestaan. Ja, dis waar, maar dit gaan nie daaroor nie, want Jesus het in elk geval opgestaan. Maar dit is 'n bewys vir ons, terwille van ons, het Jesus die steen laat wegrol. Hoe was Jesus se liggaam na die opstanding? Nou, ons het nou reeds gesien, hy kon uit die graf uitkom, sonder dat die grafsteen weggerol was. Hy kon in 'n kamer kom, sonder dat die deure oopgesluit was. Maar daar is nog 'n ander interessante ding, wat die skrif vir ons sê, en ek dink dit is weer eens terwille van ons. Jesus eet vis na sy opstanding, en dit staan in Johannes 21. Jesus sê toe vir hulle, bring van die visse
wat julle nou gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeer nie. Jesus sê toe vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u? Nie. Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en so ook die vis. So, het is nog 'n aspek, 'n karaktereienskap van die opgestane liggaam van Jesus, wat ons van leer hierso. Hy kon deur die klip deurgaan, hy kon deur die gewone deure gaan, maar hy het ook geëet. Dis baie interessant, dat ons ook dit gesê word. So ek wil begin afsluit deur te sê, hoe was Jesus na die opstanding? Hoe was Jesus se liggaam? Wat was die karaktereienskappe van Jesus se liggaam na die opstanding? Die eerste belangrike ding is, die vroue het hom herken. Ja, goed, nou het hulle hom gesien, dat. En Jesus het van Maria gesê, moenie aan my vat nie. So, wat se soort liggaam het hy gehad? Het hy 'n liggaam gehad waaraan mens kon vat? Kyk wat sê hy vir Thomas. Thomas, kom, vat aan my. So, ja, Jesus was herkenbaar en hy het 'n liggaam gehad waaraan gevat kon word. Meer nog, Thomas het die wonde gesien. So die skare aan Jesus se liggaam was ook sigbaar. So hy is herken, hy was tasbaar, maar hy het ook herkenbare wonde gehad, wat baie interessant is. En dit laat my altyd dink en wonder en vra oor ons opgestande liggame eendag. Gaan ons ook van daardie wonde, as jy 'n merk op jou vinger het of iets wat gesny is, gaan dit nog daar wees? Die klas van dinge, interessante vraag. Jesus het in 'n geslote kamer verskyn. Soos die fisiese substance van Jesus se liggaam was so dat hy deur 'n deur kon gaan. So sy liggaam was geestelik, maar ook fisies gewees. Jesus het geëet. So as hy net 'n geestelike liggaam gehad het, kon hy nie geëet het nie. Jesus het uit die toegraf uit opgestaan. So dit is vir my belangrik. Jesus het uit die toegraf opgestaan, maar die steen is weggerol terwille van ons, sodat ons kon sien. Jesus se liggaam is totaal en al vernuwe, maar tog herkenbaar. Dit is terwille van ons wat hierdie inligting bekend gemaak word. So ek sluit af. Terwille van ons. Terwille van ons het Jesus gekom. Terwille van ons het Jesus gesterf. Terwille van ons het Jesus opgestaan. En dan, belangrik, terwille van ons is die steen weggerol. Want dit was nie nodig vir hom gewees nie. Terwille van ons kon Thomas aan hom vat, dat ons kan sien wat sy soort liggaam hy gehad het. Terwille van ons het hy gewys wat sy liggaam hy het, na die opstanding wat hy gehad het. So Jesus het terwille van ons al hierdie dinge gedoen. Maar die belangrikste ding vanoggend, as ons dan terugdink aan die Paastyd, hierdie steen wat weggerol is nie dat Jesus uit die graf uit kon opstaan nie. Want hy het reeds opgestaan, dit het toe deur. Maar dit is terwille van ons dat die steen weggerol is. Ek hoop jy glo, jy word versterk deur die geloof, deur die optrede van God in en deur en met Jesus, om vir ons te help, dat ons kan glo. Kan glo dat Jesus opgestaan het. En daaroor het hy die steen laat wegrol, sodat ons kan sien, Jesus het opgestaan. Hy het eintlik al lank opgestaan, met die toegraf deur. Mag die Here jou geloof versterk, en as jy sien, hoeveel diepte God die Vader in die lewe van Jesus ingebou het, terwille van ons. Kom sluit af. Mag die teenwoordige Here Jesus Christus, wat nie deur mure gekeur kan word nie, ook in ons huise wees. As jy my wil kontak,
en hieroor wil praat of ander interessante dinge opgemerk het tydens Paasfees, kontak my gerus by 074 419 8353. Baie dankie. Dankie dat ons die skrif het met al die detail te sien wat God alweer ter wille van ons gedoen het. Tot de volgende keer. Tot ziens.